Hierdie is Mercy en Beku op 3 maande, 2 baie spesiale welpies. Hulle is in Maart 2012 gebore van 'n makjagluiperd wyfie Pride en 'n wilde mannetjie. Die eerste keer dat so 'n geval gedokumenteer is. Ek is baie trots op haar. Sy het iets vermag wat groot plekke nie reg kon kry nie. Marita van der Merwe bestuur die Harnas Wildstigting in Namibië, sowat 3 ure noordwes van Windhoek. Lyk my ek doen nie onderhoud met 2 vandag. Verseker, waar ek is 'n bobbejaan, so jy moet met my en die bobbejaantjie praat. Wie is hierdie enetjie? Wat sal Hierdie enetjie se naam is Belletjie. Een van honderde op Harnas. Dit was sowat 30 jaar gelede na 'n ontmoeting met 'n ander bobbejaantjie dat Marita en haar oorlede man Nick besluit het om hulle lewe aan die beskerming en rehabilitasie van wilde diere te wy. Toe kry ons 'n klein bamboekind wat langs die pad met 'n aapie staan op sy skouer en hy verkoop 'n aapie. En toe sê ek my man stop, ons kan nie hierdie aapie los nie. Sedertdien het Marita omtrent 170 bobbejaantjies met die hand grootgemaak, maar dis nie waar dit stop nie. Die stigting huisves nou honderde diere, insluitend leeu's, luiperds, wilde honde en jagluiperds. Die meeste was as probleemdiere beskou en is hierheen gebring nadat boere hul maas van kant gemaak het. Ek het 'n bose lot babatjies. Maar die kleintjies word ook groot en Marita sê sy probeer om soveel van hulle as wat sy kan weer in die natuur vry te laat. Om dit te kan doen, het sy en haar span 'n interessante rehabilitasieplan opgestel wat begin deur die kleintjies met die hand groot te maak. Dan in die kres, dan in die laerskool, dan in die hoërskool. So toe 'n jagluiperd welpie in 2010 hier beland het, het Marita die diertjie se pleegma geword en sy het haar Pride genoem. En dit is jou eie kind geword. Hy het soos my eie kind geword, ja. Al die diere word in hul babadae deur Marita of vrywilligers versorg. Wanneer hulle groot genoeg is, word hulle aan ander wesies van dieselfde ouderdom voorgestel en dit is fase 1 van die plan. Marita het ons die bobbejaanhokke gewys om ons 'n idee te gee van hoe dit werk. Maar dis die groepie wat soos ek sou nou met Pride begin loop in die tuin. Hierdie groepie loop ek nou al in my tuin. Net om gewoon te raak aan om buite te wees. Net om te weet hulle kan ook uitgaan, ja. Vir diere soos primate wat in groepe leef, is dit 'n noodsaaklike fase want hulle moet leer om te sosialiseer. So teen die tyd dat hulle die tweede fase bereik of dan nou hoërskool toe gaan, kry hulle baie meer spasie. Hulle begin op hierdie ouderdom hulle territory, wie is die baas in die kamp. So daarvoor moet hulle groot area hê sodat hulle dit kan uitbeklei. En haar spasie is om te gepad is aan een ontbyt. En klimrame om te speel. Ja, jy dan is moes daar ons kindertjies. Maar hulle word ook aan die wêreld buite die heininge bekend gestel. Van hier af gaan ek nou met hulle loop. Veld toe. Marita sê dit was nie lank voor Pride haar omgewing ontgroei het nie en sy was gereed om graat te vang. Tydens die 3de fase van die rehabilitasieprogram word die diere in 'n klein reservaat langs aan Harnas vrygelaat wat hulle die Lifeline noem. Derek van Heerden werk saam met Marita. Bonnie, ons gaan nou deur die dubbelhekke. Hierdie is nou die Lifeline. Hy sê dit het 6 maande gevat voor Pride gereed was om permanent daar te bly. Dis nie 'n hard release nie. Hard release is iets wat ons 'n kat sou gaan haal by 'n boer en hom dan vervoer en hom onmiddellik laat vrygaan. 'n Paar weke vroeër het Derek en die Harnas span 'n wyfie en haar 4 welpies by die Etosha panne vrygelaat. Al 5 was wilde diere. Wanneer ons 'n soft release doen soos op Pride, dan vat dit tyd. Want ons begin deur die dier vir 'n dag lank uit te bring Lifeline toe. Onthou hy's nou by die fase 2 gewees, so hy's in 'n enclosure en hy kry sy kos. Dan bring ons hom uit vir 'n dag. En so hou ons aan vir 'n periode. Ongelukkig is die Lifeline area nie groot genoeg vir al die diere wat by Harnas aankom nie en daar moet beurte gemaak word met die luiperds Dulce en Cabana. Die res van die tyd bly hulle in die groot omheinde gebied en word met die hand gevoer. Pride het wel die meeste van haar eerste paar besoeke gemaak en 'n suksesvolle vangs gehad. Die instink is daar, al is hy hoe gekommit met mense. Ek dink enige dier. Dit wat jy is jy. Maar Pride was nie van plan om net te verdwyn nie. Verlede jaar gebeur daar toe iets ongeloofliks. Pride het met 'n wilde jagluiperd gepaar en 2 klein gesonde welpies is gebore. Op die research het ons mos nou ons afstand probeer hou. Nie kontak maak en so nie. Het ons nie opgelet sy's dragtig nie. Toe ons weer kom toe prr
En asof sy ons roep. En toe vat sy ons na die ou 2 kleintjies toe. En dit was wonderlik, hemel. Ons kon dit nie glo nie. Die jong wyfie is Mercy genoem en haar boetie Beku. Hulle aankoms het internasionale blootstelling gekry. Die Universiteit van Tokio het spesiaal ontwerpte biowetenskaplike toerusting geskenk waarmee hulle gemonitor is en harnasnavorser Juanita de Villiers het rekord gehou. Ons is die eerste persone om dit op landdiere te gebruik en ook die eerste persone om dit in Afrika te gebruik. Die toerusting is in 'n halsband ingebou wat Pride gedra het en dit het ook 'n GPS en versnellingsmeter ingesluit. Hy vat die links en regs op en af, vorentoe agtertoe bewegings van die cheetahs. So dit gee vir ons 'n idee wat se tipe gedragpatrone hulle gehad het, hulle gehardloop, het hulle geslaap, al daai goede rekord dit alles. Wat kon jy tot dusver uit hierdie navorsing vasstel? Een van die goeders is cheetah stalk sy diere. Pride is 'n baie rare geval waar meestal van haar goed geambush is en dit kon ons ook soos gesien het, jy weet met haar gedragpatrone en ook die video footage wat ons gekry het. Die tegnologie het ook 'n videokamera ingesluit wat die navorsers 'n kykie gegee het vanuit die jagluiperd se oë. Hier bekry Pride 'n duiker in digte bosse en dan slaan sy toe. En ek dink dit gaan oor die habitat wat sy haarself nou in bevind, wat bietjie meer bebos is as groter doringbome ensovoorts. En omdat 'n jagluiperd so skraal en vryel dier is, as hy 'n boom vashardloop, is dit groot moeilikheid vir hom. Jy weet, hy breek bene in die klas. Daar is altyd geglo dat 'n jagluiperd vroeg in die môre en laat in die middag jag, maar dit lyk of Pride ook in die nag vangste maak en wanneer dit nie volmaan is nie. Dan vertrou sy op haar reuk en gehoor om haar te lei. Derek wou weet of ek Pride wou ontmoet. Dit het wel 'n paar ure gevat om haar op te spoor, maar dit was verseker die moeite werd. Ontmoet Pride. En hier is sy, en glad nie skaam vir die kamera nie. Pride? So kyk hoe mooi is jy. Kipper. Wat 'n suksesvol is hier dan? I mean, Pride was 'n mak jagluiperd wat met die hand groot gemaak is. En nou is sy in die natuur op haar eie, oorleef op haar eie. Haar uitgegroeide wilde welpie Mercy was naby, maar het haar afstand gehou. Beku het ongelukkig weens 'n longinfeksie gevrek toe hy jonk was. En dis waar hierdie storie nog meer interessant raak. Kort na Beku se dood het 'n ander manlike welpie by harnas beland. En omdat hy dieselfde ouderdom as Pride se welpies was, is die omstrede besluit geneem om hom aan die 2 dames voor te stel. Hulle het hom Dinga genoem. Marita sê sy was aanvanklik bang hulle sou hom seermaak, maar Pride het hulle weer eens verras. En toe gaan gee ons die babietjie vir haar en sy het hom onmiddellik gevat. En gepree en gelek en teruggekyk en gesê kom ons loop en hy het haar gevolg en daar sy, soos haar eie. Dinga was ook daar toe ek vir Pride ontmoet het, maar hy was maar baie skie. Dit sê twee, een is nou bloedfamilie, die ander is aangenome familie. Mercy en Dinka, hulle is nou maatjies. Hulle is soos broer en suster. Hulle jag saam, hulle lê saam, hulle lek mekaar, hulle groot maatjies. Nou wat gaan gebeur as Pride in seisoen is? En dan gaan sy mos na hulle uitskop en hulle gaan uit mekaar beweeg. So kan Dinka dan nie dalk met Mercy paar nie. Dis dalk Dis moontlik. Dit is moontlik. Kyk wat in natuur gebeur is dit 'n broer en suster is, dan sal die suster die broer wegstoot. Okay, wat nou interessant is ons weet nou nie wat gaan gebeur nie, want ons sit hier so met 2 bloedlyne. En of hulle dit nou gaan weet en of hulle net gaan aanvaar hulle as broer en suster is nou nogal interessant. So ons sit almal met sulke ingehoude asem om te sien wat gaan gebeur. So die navorsing wat hier gedoen word, gee vir die span 'n beter insig, 'n dieper insig. Want jy het hierdie 2 pole, jou vrylopende jagluiperds en dan jou jagluiperds in gevangenskap. En Pride is 'n tipe van 'n venster. Ons het eienskappe van albei. So in 'n manier is dit die beste van albei wêrelde. En dis net die begin. 2 jagluiperdbroers, Max en Morris, wat met die hand grootgemaak is ook in Lifeline losgelaat en hulle gedrag word bestudeer. Hier kan gesien word hoe die 2 'n jong kudu jag en hulle deel soms ook al vangs met Pride.
Hierdie navorsing kan 'n deurslaggewende rol speel in die ontwikkeling van suksesvolle rehabilitasiemetodes en uiteindelik in die oorlewing van hierdie kosbare spesies. Daar is nou sprake van 'n vennootskap met 'n groot reservaat in die noorde van die land, asook planne om 'n aangrensende plaas oor te neem. So ons hoop vir so iets in die toekoms. En meer diere vrylaat. Dan kan ons vrylaat. As ons soveel land het, jy weet, dan is daar 'n regmatige plekkie vir elkeen. Daar word gehoop dat van die diere, soos die luiperdpaar wat ons ontmoet het, eendag permanent vrygelaat kan word. Maar Pride en haar welpies gaan egter in die lifeline bly.